Baie welkom by sessie 23 van module 4 waar het gaan oor gebed. Ons het nou die vorige sessie begin praat oor hoe bid ons rondom 'n spesifieke saak waarvoor ons God se leiding nodig het. In hierdie sessie wil ek 'n bietjie verder daaroor gesels. En hier deel ek dan ook die insigte van 3 verwante mense, Lin en Lin. Hulle is 3 Lins wat die boekie geskryf het, Sealed Orders. Nou hulle siening van dit alles is dat wanneer jy besluite neem, dat dit in lyn moet wees met die sogenaamde sealed orders wat God vir jou gegee het. Nou hulle gebruik hierdie metafoor, hierdie voorbeeld, wat hulle sê dat jy jouself moet voorstel dat God voor jy nog geskep is, voor jy in jou gebore is, toe God aan jou gedink het, dat jy aarde toe moet kom, dat jy en hy saamgesels het oor wat jy op die aarde gaan kom doen. En dat hy dan 'n bepaalde manier van lewe, die unieke manier waarop jy vir God liefhet en vir ander liefhet, met jou bespreek het. En die unieke rol wat jy het om op die aarde te speel, met jou bespreek het. En dit noem hulle dan die sealed orders. Hulle sê jy moet jou voorstel, dit word in 'n koevert geskryf en jy het hierdie koevert by God ontvang. En jy gaan sit nou iewers en jy maak die koevert oop en jy lees dit. Wat dink jy sou daarin geskryf staan? Wat is dit wat van jou die unieke jy maak wat jy is? Daar gee hulle 'n klompie vrae ook waaroor jy kan dink. Goed wat in jou lewe 'n rol gespeel het. Goeie soos byvoorbeeld, wat is die dinge wat jy geniet om te doen? As jy daarmee besig is, gaan staan die tyd stil. Dan gee jy nie om wat gebeur nie. Dit is vir jou so lekker, jy wil nie ophou nie. Wat is byvoorbeeld die boeke wat jy gelees het, die flieks wat jy gekyk het, wat jou die diepste aangeraak het? En as jy byvoorbeeld net 6 maande oorgehad het om te leef, waaraan sou jy jou tyd spandeer? Wat is vir jou die ding wat jy meeste graag sou wil doen? So hierdie is maar net 'n paar vrae, daar's nog meer wat jy kan kyk, en dit help jou om te verstaan wie die unieke jy is. So as ons dan nou bid vir leiding rondom 'n spesifieke saak, dan kan hierdie verstaan van wie jy is, wat jou doel en rol op aarde is, ook vir jou help om te weet, is dit die regte besluit of nie? Is dit in lyn met die unieke mens wat God my gemaak het om te wees? Is dit iets wat vir my vreugde gaan verskaf, wat betekenis in my lewe gee? Of is dit iets wat ek bietjie langtand oor is en nie regtig sal wil doen nie? En dan noem ek ook 'n paar ander dinge wat verder vir jou kan help op die pad van onderskeiding. As jy nou deur die proses gewerk het wat ons die vorige keer oor gepraat het en jy het min of meer 'n idee dat dit nou die regte besluit is wat jy moet neem, dan is hier 'n paar goed wat jy verder kan doen om net bevestiging te kry, dit is wel die regte besluit. Natuurlik sal jy deurlopend bid en vir God vra om vir jou insig te gee, vir jou 'n lig te gee op jou pad, om jou oë te verlig, jou verstand te verlig, dat jy helder kan verstaan. En dan, nadat jy besluit geneem het, gedurig bewus te bly van wat in jou gedagtes omgaan, rondom hierdie saak. En dan word daar voorgestel dat jy jou gedagtes sal sorteer, amper so asof jy dit in 3 verskillende houers plaas. Die eerste houer is die gedagtes wat vir jou ervaar, dit bring jou nader aan God. En 'n ander gedagte is miskien wat vat jou verder van God af weg. En die ander houer is watter van hierdie gedagtes gaan oor jouself, net rondom jou eie ego se bevrediging. Dit is net om eerlik te wees met jouself en nog altyd bewus te bly van wat is hier besig om te gebeur. Nou natuurlik is dit so dat daai gedagtes wat jou nader aan God bring, nie van hom wegvat nie, die wat nie gaan oor jouself nie, vir jou meer gaan wys wat die rigting is wat God aanwys. Jy kan dit ook met jou geestelike begeleier bespreek, moet hom daaroor praat of haar daaroor praat. En dan, die volgende stap is, dat jy dan 'n besluit neem en begin leef asof dit wat jy nou besluit het en die keuse wat jy gemaak het, asof dit alreeds die praktyk van jou lewe is. So jy leef asof die besluit alreeds geneem is vir 'n tyd lank. En dan, terwyl jy so leef, wat ervaar jy? Is dit 'n positiewe ervaring? Kry jy steeds gevoelens van konsolasie? Maak dit jou nog meer opgewonde? Sien jy uit daarna? Of is daar
ag, dit is dan nou nie so wonderlik as wat ek gedink het nie, is daar meer desolasie, goed wat jou dalk pla of irriteer. Wees dan sensitief daarvoor. En dan 'n volgende ding wat aanbeveel word terwyl jy dan so denkbeeldig dit leef asof dit gebeur het, soek die heeltyd nog vir bevestigende tekens. Baie dikwels is dit so dat as ons die regte besluit neem en ons wag nog 'n rukkie en ons bid daarvoor, dat God sekere goed doen in jou lewe wat bevestig. Ja, dit is die pad. Ag, dit kan op baie maniere kom. Dit kan iets wees wat iemand vir jou sê, of jou geestelike begeleier dalk vir jou sê, of iets wat jy iewers in 'n boek lees, of selfs net jy kyk 'n televisieprogram en iets gebeur daar wat vir jou sê net, ja, dit is reg, dit wat nou gebeur, of iets wat jy oor die radio hoor. Maar soek vir bevestigende tekens dat dit wel van God af is. En dan kan jy natuurlik nie net onbepaald wag nie. As jy dan al hoe meer rustigheid kry, al hoe meer seker raak, dit is die besluit, neem die besluit en ritualiseer die besluit. Dit is baie goed om soms 'n klein ritueeltjie te maak, vir jou kers aan te steek of iets te doen. Skryf dalk neer presies wat jy dan besluit het. Jy kan dit ook dalk met iemand na aan jou deel, vriende, jou gesin, saam so ritueeltjie en sê, dit is wat ek glo, wat God, die pad wat God nou aanwys, en vir hom saam dankie sê daarvoor, en dit saam op 'n manier vier, dat God hier nou ook 'n sekere koers aanwys. As jy dalk nog iewers 'n tikkie onsekerheid het vir die gesin, sê, dit is waar ons nou is, maar kom ons wag verder op die Here. Ek is seker as dit wel die pad is, dan gaan die Here nog vir ons verder bevestigende tekens gee. En ook as dit, veral as jy getroud is dit baie belangrik om dit met jou man of jou vrou natuurlik, en selfs jou kinders as hulle al groter is, te bespreek en na hulle insette te luister. En ek glo regtig, as dit iets is wat van God afkom, dan sal dit ook in hulle 'n rustigheid veroorsaak, dat hulle sal saamstem daarmee. Dit kan nie eintlik baie goed werk as jy 100% oortuig is en jou lewensmaat is glad nie oortuig nie. Dan is dit beter om te wag en nog altyd te wag op bevestigende tekens of verder leiding van God. En aan te hou waak oor jou gedagtes, om bewus te bly van wat in jou gedagtes na vore kom. Aan te hou om jou gedagtes te sorteer. Aan te hou om dit met jou maat te bespreek of met jou gesin te bespreek. Daar is nie regtig haas nie. Groot besluite moet ons eerder neem wanneer daar regtig volkome vrede en eensstemmigheid is oor die pad vorentoe. Want dit kan baie wrywing en baie hartseer veroorsaak. As mense totaal verskillend voel, is dit nie wonderlik nie. Dit kon 'n bevestigende teken in 'n sekere situasie wees, daai pragtige geroep van die volk. Maar in elk geval, dit kan werklik soveel konflik veroorsaak aan die een kant, maar ook soveel vreugde en harmonie aan die ander kant, wanneer mense saam tot die oortuiging kom. Dis die pad wat God aanwys. Om dan eerder saam met 'n afwagting en 'n opgewondenheid 'n proses te begin of 'n sekere rigting in te gaan, eerder as een wat bietjie omgekrap en kwaad is vir die ander een. So dink baie goed na hieroor, wanneer dit kom by groot besluite. Onthou hierdie riglyne, maak gerus gebruik daarvan, jy sal nie spyt wees nie. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.